Goeiemôre vir jou, baie welkom. So voorreg om ook saam te reis, terwyl ons bietjie terugreflekteer, terugdink en ook so onsself aan die woord van die Here verdiep. Ons is by hierdie literse roos wat hierdie week vir ons 'n simbool geword het, wat ons iewers op 'n plek kan jy dit in jou huis opsit. Daar kan jy dit aflaai, sal dit sommer so van die kommentare plaas, 'n skakel plaas, sodat jy dit kan aflaai en dalk op 'n manier iewers kan plak. En dan kan jy hierdie simbole gebruik en daaroor terugreflekteer en dit elke dag sien. Ons is by die goue, die laaste deel, die goue ring rondom hierdie blou. En hierdie goue ring simboliseer die seëninge uit die hemel, dat dit meer werd is as goud. Hierdie seëninge uit die hemel, dit wat ons ontvang, dat dit meer werd is as goud. En ek is by die bekende 2 Korintiërs 4 en by hierdie enkele vers: ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop uit vir ons op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Iets wat meer werd is as goud. Ek onthou ons het in die week wat verby is, het ons so gesels oor, as in Lukas 12, as Jesus praat oor die ryk dwaas, die gelykenis van die ryk dwaas, en wat in skure bymekaar maak, sy skure afbreek en dit nog groter maak, sodat hy meer daarin kan sit. En gepraat amper oor die tragedie dat besittings uiteindelik ons kan verstrengel. En dat ons eintlik iets mis as ons net probeer om net nog en nog bymekaar te maak. Maar jy sou ook die gedeelte kon lees van die skatte in die hemel. Om skatte in die hemel bymekaar te maak waar roes en mot dit nie kan verniel nie. Maak vir julle eerder skatte in die hemel bymekaar. Hierdie skatte wat ewig is, lees ons daar ook daar in die bergpredikasie. Ons hoor hier, daai onsigbare skat, daai rykdom, is onsienlike skat, is iets wat nie met geld gekoop kan word nie. En ek onthou ons gesprek het ons gesels, ons by die mannebid-uur het ons daaroor gesels, oor dat daar dinge is in die lewe wat gewoon net nie met geld of met al die geld in die lewe gekoop kan word nie. Omdat dit meer waarde dra as goud. En ek wil amper vir jou uitnooi om so jou hande na bo toe te draai en eintlik die seëning van die Here te ontvang. En daarmee te sê dat dit wat ek ontvang is die seëninge uit die hemel, hierdie geskenk van die verlossing wat hy vir ons bewerk het deur sy seun. Hy het vir ons gesterf aan die kruis. Met ons hart en met ons mond glo ons dit. Dit bring vir ons hierdie vrede en blydskap. Dit maak 'n lewe moontlik, 'n ewige lewe, wat ook 'n toekoms, nie net 'n toekomstige hoop nie, maar ook wat ons nou reeds kan ervaar. En dan hierdie wonderlike seëning uit die hemel wat meer werd is as goud. Meer werd as al die skatte, iets wat nie met geld gekoop kan word nie. Mag jy ook so oor jou lewe dink, dit wat jy ontvang het, dit wat die Here ook vir ons geskenk het, dat dit meer werd is, en dat dit nie sommer met geld gekoop kan word nie. Miskien kan ons dalk vir ons kinders, of ons vir 'n vriend, hierdie geskenk gee. Dit laat my sommer dink aan Petrus en Johannes, as hulle daar in Handelinge 3 is,
Hulle sê, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, in die naam van Christus van Nasaret staan op en loop. Hy gee iets wat nie met geld gekoop kan word nie. Mag jy ook beleef hoe hierdie seëninge oor jou lewe uitgegiet word. Kom ons dankie Here daarvoor. Wonderlike Here, dankie vir hierdie seëninge wat ons ontvang. En ons wil eintlik ons hande na bo rig en sê, Here, ons het ontvang. Ons het dit nie verdien nie, maar U het uit U genade en U trou en U liefde het U dit geskenk. En daarom gaan ons aan U alleen die eer bring. Soli Deo Gloria. Aan U alleen, Here, bring ons die eer. Ons loof U daarvoor en ons prys U wonderlike naam. Amen. Mag dit jou lied wees, aan die Here alleen die eer. Mooi bly.